en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer. Vandag begin ons met 'n baie spesiale reis deur die boek Daniël. Hierdie boek is 'n storie uit die Bybel oor jong mense en groot mense wat in 'n vreemde land gaan woon het. Hulle was weg van hulle huis, weg van hulle tempel en weg van alles wat vir hulle bekend was. Maar selfs al was alles anders rondom hulle, het God nie verander nie. Daniël wys vir ons iets baie belangrik. Jy kan in 'n moeilike plek wees, maar steeds sterk bly in jou geloof. Ons gaan kyk hoe Daniël en sy vriende geleer het om God te vertrou, selfs wanneer niemand anders dit gedoen het nie. Maats, stel jou voor jy moet jou huis verlaat, jou kamer, jou familie, jou vriende en alles wat vir jou bekend is. Jy word na 'n ver land geneem waar alles anders is, die taal, die kos, die gewoontes en selfs die manier oor hoe mense aan God dink. Dit is presies waar Daniël en baie jong mense in sy tyd hulle bevind het. Hulle is as ballinge weggevoer na Babylon, 'n baie sterk en ryk koninkryk. Babylon het alles probeer doen om hulle nuwe identiteit te gee, om hulle te laat vergeet wie hulle is en wie God is. Maar hier is die kern van die verhaal. Selfs wanneer alles rondom jou verander God nooit nie. Daniël se verhaal begin nie met wonderwerke nie. Dit begin met keuses, klein besluite wat daagliks geneem word. Stil keuses wat niemand altyd raak sien nie, maar God sien alles. Ons kernvers vandag is Daniël 1 vers 8. Daniël het besluit, hy wil nie die koning se kos eet en sy wyn drink nie, want as hy dit doen, dan sal hy onrein word. Hy het gevra of Aspenas tevrede sal wees as hy nie die koning se kos eet nie, want hy wil nie onrein word nie. Hierdie vers beteken dat Daniël besluit het in sy hart, ek gaan nie my verhouding met God prys gee nie, ek gaan reg kies, al is ek ver van die huis af. Die koning van Babylon het jong mense gekies om in sy paleis opgelei te word. Hulle moes slim wees, sterk wees en vinnig leer. Daniël en sy vriende was deel hiervan. Die koning het vir hulle nuwe lewe gegee, nuwe name, nuwe taal, nuwe kos en nuwe gewoontes. Die doel was eenvoudig, word soos Babylon, vergeet wie jy was. Maar Daniël het iets baie belangriks verstaan. As jy alles oor jou verander, maar jy hou God, bly jy steeds jouself. Die kos wat hulle moes eet, was teen hulle geloof. Daarom het Daniël respekvol gevra of hy en sy vriende eerder eenvoudige kos kon eet en water drink vir 'n tyd. En dit was 'n groot risiko. Hy kon nee gesê word. Hy kon gestraf word. Maar hy het steeds gekies om reg te doen. En toe gebeur iets verrassends. God het vir hulle guns gegee. Hulle het gesond gebly, sterker geword en selfs slimmer as die ander jong mense wat daar was. Wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat jou identiteit van God afkom en nie van mense nie. Daniël het nie toegelaat dat ander mense besluit wie hy is nie. En dit leer ons dat jy is nie wat ander mense van jou sê nie. Jy is nie wat jou omstandighede van jou sê nie. Jy is wie God sê jy is. Selfs as mense jou anders noem, anders behandel of probeer verander, bly God se waarheid oor jou dieselfde. Tweedens kan ons leer dat klein keuses groot rigting in ons lewe skep. Daniël se groot geloof het nie eers begin by leeu's of vuur nie. Dit het begin by die kos en die daaglikse gewoontes. Dit mag klein gelyk het om nee te sê vir sekere kos, maar dit was eintlik 'n groot besluit in sy hart. En dit leer ons dat klein keuses ons toekoms grootliks kan vorm. Hoe jy praat, wat jy kies om te kyk of te luister, hoe jy ander mense behandel en of jy eerlik is wanneer niemand kyk nie. Klein goed
bou jou karakter. Laastens kan ons leer dat God se getrouheid homself in jou daaglikse lewe wys. God het nie gewag tot 'n groot wonderwerk gebeur het nie. Hy het Daniël gehelp in sy alledaagse lewe. Die Bybel sê hulle het beter gelyk en beter gevaar as almal anders. God werk nie net in groot, dramatiese oomblikke nie. Hy werk ook in jou gewone dae. En wanneer jy kies om reg te doen, help God jou om sterk te bly, selfs al is jy klein of jonk. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorbeeld van Daniël. Dankie dat ek kan leer dat my identiteit van U afkom en nie van mense nie. Help my om goeie keuses te maak, selfs wanneer dit moeilik is of wanneer anders kies. Leer my om U te vertrou in die klein dinge van elke dag. Maak my hart sterk en getrou aan U. Amen. Maats, wat beteken dit vir ons? Daniël se storie help ons om te verstaan dat ons ook elke dag keuses maak. Jy kies om vriendelik te wees of nie, om eerlik te wees, om deel te wees, om God te vertrou of nie. En elke keuse bou jou karakter. God vra nie dat jy perfek moet wees nie. Hy vra dat jy hom moet vertrou. 1 tree op 'n slag. Daar sy maats, onthou, jy hoef nie te wag vir groot oomblikke om vir God te leef nie. Elke dag, elke keuse en elke gedagte kan vir hom eer bring. Soos Daniël kan jy ook sê, ek kies om getrou te bly. Maak nie saak waar ek is nie. Tot volgende keer. Totsiens!